Vanoggend ons gedeelte uit die Nuwe Testament, die dood van Lazarus, Johannes hoofstuk 11. 'n man met die naam Lazarus was siek. Hy was van Betanië, die dorp waar Maria en haar suster Martha gewoon het. Maria was die vrou wat met reukolie die Here gesalf en sy voete met haar hare afgedroog het. Dit was haar broer Lazarus wat siek was. Die susters het iemand na Jesus toe gestuur om te sê, Here, hy vir wie u lief is siek. Toe Jesus dit hoor, het hy gesê, die siekte sal nie op die dood uitloop nie, maar op die openbaring van die mag van God, sodat die Seun van God daardeur verheerlik kan word. Jesus het vir Martha en haar suster en Lazarus lief gehad. Nadat hy gehoor het dat Lazarus siek is, het hy egter nog 2 dae op die plek gebly waar hy was. Eers daarna het hy vir sy disippels gesê, kom ons gaan terug na Judea toe. Die disippels sê toe vir hom, Rabbi, nou die dag nog wou die Jode u stenig, en u gaan nie weer daarheen? Jesus het geantwoord, is daar nie 12 uur in die dag nie? As iemand in die dag loop, struikel hy nie, omdat hy die lig van die wêreld sien. Maar as iemand in die nag loop, struikel hy, omdat hy nie die lig het nie. Hierna het hy vir hulle gesê, ons vriend Lazarus slaap, maar ek gaan om hom wakker te maak. Die disippels sê toe vir hom, Here, as hy slaap, sal hy gesond word. Jesus het van Lazarus se dood gepraat, maar hulle het gedink hy praat van die gewone slaap. Toe sê Jesus vir hulle reguit, Lazarus is dood, en om julle ontwil is ek bly dat ek nie daar was nie, sodat julle in my kan glo. Kom ons gaan na hom toe. Thomas, wat ook Didymus genoem is, sê toe vir die ander disippels, kom ons gaan ook, sodat ons saam met hom kan sterwe. Jesus by Martha en Maria. Toe Jesus daar kom, het hy gevind dat Lazarus al 4 dae in die graf was. Betanië was naby Jerusalem, omtrent 3 kilometer, en baie van die Jode het na Martha en Maria toe gekom om hulle oor hulle broer te troos. Toe Martha hoor dat Jesus kom, het sy hom tegemoet gegaan, maar Maria het in die huis bly sit. Martha sê toe vir Jesus, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Maar selfs nou weet ek dat God u alles sal gee wat u van hom vra. Jesus sê toe vir haar, jou broer sal uit die dood opstaan. Martha sê vir hom, ek weet hy sal met die opstanding wat op die laaste dag uit die dood opstaan. Toe sê Jesus vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En elkeen wat lewe en in my glo sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Glo jy dit? Ja, Here, sê sy vir hom. Ek glo vas dat u die Christus is, die Seun van God, die een wat na die wêreld toe moes kom. Nadat sy dit gesê het, het sy haar suster Maria gaan roep en saggies vir haar gesê, ons leermeester is hier en hy roep jou. Toe sy dit hoor, het sy gou opgestaan en hom toe gegaan. Jesus het nog nie in die dorp aangekom nie, maar was nog op die plek waar Martha hom ontmoet het. Toe die Jode wat by Maria in die huis was en haar vertroos het, sien dat sy vinnig opstaan en uitgaan, het hulle agter haar aangegaan, omdat hulle gedink het, sy gaan na die graf toe, om hom daar te huil. Toe Maria daar aankom waar Jesus was en hom sien, het sy by sy voete gekniel en vir hom gesê, Here, as u hier was, sou my broer nie gesterwe het nie. Ja, aangrypende verhaal van dood van Lazarus, 'n man wat uitdruklik saam met sy familie, sy susters Martha en Maria, beskryf word as mense vir wie Jesus liefgehad het. So die Here Jesus gaan dan na 'n oproep van hierdie susters na hulle toe. Na 'n broer wat siek is, maar met die vooraf waarskuwing aan sy disippels, dat hy gaan na iemand wat reeds dood is. Maar hy is dood, sodat die koninkryk van die Here vir hulle duidelik kan word, sodat hulle kan glo. So hy sê eintlik vir hulle, in soveel woorde, hier gaan iets gebeur
sodat julle in my kan glo, dat dit eintlik vir julle maklik is om te weet dat ek die Messias is, soos Martha en Maria ook dan bely. Hierdie gedeelte, Johannes hoofstuk 11, 'n gedeelte wat vir ons aanspoor om te weet dat Jesus die Christus, die Messias is, die een wat ook mag het oor lewe en dood. Nie net van ander nie, maar soos ons bietjie later ook in sy eie lewe sal sien, dat hy die mag het om ook homself van die dood na die lewe terug te bring. Want hy is God almagtig, die Messias, die Seun van God, die lewende God van die hemel en die aarde. Mag elkeen van ons dit elke dag so beleef en aanvaar, dat Jesus die Christus, die Seun van God, is die lewende God van die hemel en die aarde. Mag dit vir elkeen 'n wonderlike geseënde week wees, en waar vashak en partykeer wonder, wat gaan gebeur, wat kan ons doen, wat kan ons verwag, kom ons hou vas hieraan, daar waar ons hoor, dat Christus gesê het, hy is die God, die een wat mag het oor die lewe en dood, want daar, as Lazarus dood is, dan sê hy slaap, maar hierdie slaap van hom is net so dat ons, ook sy disippels, kan glo. Is nie elke dag maklik nie, dit weet ons. Partykeer is dit bietjie meer uitdagend, maar dit is juist hierdie uitdagings wat maak dat ons groei in ons geloof en ons vertroue, omdat ons telkens sien, Christus laat ons nooit in die steek nie. En daarom mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van julle wees en bly tot in ewigheid. Amen.